Goeiedag, baie welkom by vandag se klankoordenking, donderdag 12 September. Ons gaan vandag stil staan by ons Here Jesus se heel eerste opgetekende wonder. Ek lees dit vir ons uit Johannes 2. Op die derde dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. Jesus en sy disippels is ook na die bruilof toe genooi. Toe die wyn opraak, sê Jesus se moeder vir hom: "Hulle het nie meer wyn nie." Maar hy sê vir haar: "Waarom sê jy dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie." Sy moeder sê toe vir die kelners: "Wat hy ook al vir julle sê, moet julle doen." Daar het 6 klipkanne gestaan vir water wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Jesus sê toe vir die kelners: "Maak die kanne vol water." Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle: "Skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester." Hulle het dit gedoen. Die seremoniemeester het nie geweet waar dit vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die seremoniemeester die water proe wat wyn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom: "'n Mens het gewoonlik eers die goeie wyn voor en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte. Maar jy het die goeie wyn tot nou toe teruggehou." Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy mag laat blyk en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Ons het nou al reeds genoem, die kronologie van ons Here Jesus se lewe op aarde kan ons onmoontlik met sekerheid sê, dit is presies wat alles gebeur het. Johannes begin by die Jordaan gebeure, natuurlik waar ons Here Jesus gedoop was. En dan lees ons, en die volgende dag het hy besluit om na Galilea toe te gaan, en dan handel dit oor die roeping van ons Here Jesus se eerste disippels. En dan lees ons daar op die derde dag, was daar 'n bruilof in Kana in Galilea. Met ander woorde, hy is nou in die noorde van Israel, in die omgewing van Galilea. Daarso vind ons dan dat hy en sy disippels is uitgenooi na hierdie bruilof toe. En dan net die interessante 'n opmerking van Maria wat sê die wyn is op. Dit word nie gesê wie dit aan haar bekend gemaak het of wat die agtergrond is nie. Eenvoudig net sy wat sê die wyn is op. En dan lyk dit amper asof daar, mens kan amper noem, menslik gesproke, bietjie spanning tussen ons Here Jesus en sy ma ontstaan. Hy wat vir haar sê, "Maar hoekom sê dit vir my? My tyd het nog nie gekom nie." En dan doeteenvoudig, sonder dat hy enigsins verder in hierdie gesprek genoem word, sê sy ma eenvoudig net vir die kelners: "Luister, wat hy ook al sê, doen dit." Daar is baie verklaringe rondom hoekom hy nou vir sy ma sê, "Maar wat het dit met my te doen?" En die kern van alles is, hierdie was die openbaring van ons Here Jesus se lewe as verheerlikte seun van God. En met hierdie woorde is ons terug by die versoeking in die woestyn. Want dit is presies wat die duiwel gesê het. Hy het telkens by ons Here aangedring en gesê: "As u die seun van God is," sê vir hierdie klippe hulle moet brood word. "As u die seun van God is," sê vir die engele, hulle moet u keer as u val. Met ander woorde, telkens daardie ding, as u die seun van God is, en dan sê ons Here Jesus vir Satan wyk. En hierso lees ons uitdruklik, en hierdie was die eerste wonderteken wat Jesus gedoen het. Met ander woorde, hierdie is die openbaring van ek is die seun van God. Ek is die Almagtige. Ek is tot oneindig meer in staat as wat mense bid of dink. Ek is inderdaad die een wat wonders kan doen. En dit is hoe kosbaar hierdie
hierdie eerste teken vir ons opgeteken word. Ons lees dat dit in Kana Galilea was. Is tog opvallend. Klein ou plekkie. Dit was nie Jerusalem, die hoofstad van die Jode nie. Dit was nie Rome, die hoofstad van die destydse wêreld nie, die Romeinse ryk nie. Eenvoudig net Kana, 'n klein plekkie. En ons Here Jesus het nie die hele bruilof gestop en gesê, kyk wat gaan ek nou doen, hierdie geweldige wonder nie. Nee, dit is agter in die kombuis. Die enigste getuies daarvan is slawe, kelners. Maar hulle was gehoorsaam geweest. Daar is ook baie te sê oor waarom het ons Here Jesus so baie wyn gemaak. Ons lees hier, dit was 6 groot kanne tussen 90-100 liter en dit was vir die reiniging bedoel gewees. En in totaal is dit enorm baie wyn. In vandag se tyd, wel, dit kan ons sê dit is, as 'n mens dink aan bokse wyn, hoeveel moes dit gewees het as jy praat van 600-700 liter se bokse wyn. Dit is geweldig baie. En daarin is onmiddellik ook sê geleerdes 'n belangrike gedagte wat ons moet onthou. Dit word in oorvloed gegee. Die lyn wat ons hierdeur kan trek is, die bruidegom, in alle waarskynlikheid was hy nie eens bewus van hierdie probleem nie. Die bruidegom sou ontsettend verkleineer gewees het. Dit sou vir hom 'n geweldige verleentheid gewees het, want hy is die een wat verantwoordelik is vir wyn. En nou kom ons Here Jesus en hy neem letterlik die plek van die bruidegom oor en hy gee in oorvloed. Hy gee in oorvloed. Ons moet net hierso noem die wyn wat hierso genoem word, dit was verseker alkoholiese wyn, dit is die woord wat ook gebruik word in Grieks, maar die mense het destyds wyn gedrink met ete soos wat ons koffie drink. En meestal het hulle die wyn met 1/3 of 2/3 water verdun. So dit was verdunde wyn. En ja, natuurlik, van te veel wyn kan 'n mens natuurlik dronk word, en dit is wat hier gesinspeel word ook as die seremoniemeester dan sê, mense sit gewoonlik eers die goeie wyn voor, en as die mense dan goed gedrink het, letterlik, as die mense begin dronk word, dan sit jy die swakker wyn voor. Maar die belangrike van hierdie is, ons Here het in oorvloed gegee, en hy het verleentheid verander in vreugde. En as 'n mens hierdie twee gedagtes net saamvat en mens neem dit vorentoe na wat ons Here Jesus gedoen het, dan moet ons sê, as ons dink aan die bruidegom, aan verleentheid, dan moet ons dink aan onsself in sonde, meer as net 'n verleentheid, verlorenheid. En wat het ons Here Jesus kom doen? In oorvloed het hy letterlik homself gegee, sodat ons in plaas van verleentheid in sonde, juis in vreugde, in ontsettende dankbaarheid mag lewe, dat ons as verlostes sy kinders mag wees. En so kosbaar as ons dink aan die nagmaalsformulier. Ons Here Jesus, wat wyn is die teken daarso, sy liggaam wat gebreek is, sy bloed wat gevloei het, tot volkome versoening van al ons sondes. Wat ons Here Jesus gegee het, was in volkomenheid homself. En hierdie eerste wonderteken van hom, die wyn wat hy gegee het in oorvloed, dit dui juis daarop, ons Here Jesus se volkome versoening van al ons sondes. Ons dank die Here dat hierdie eerste wonderteken ook vir ons opgeteken is. En ons dankie dat ons daarin ook mag sien die oorvloed van genade wat u daar betoon het. Hoe u letterlik verleentheid in vreugde verander het.
Here Jesus, hoe U ons lewe wat in sonde diep, diep weggeval het, regtig verander het in 'n lewe van dankbaarheid. Dat ons in U ons vreugde mag vind. Mag ons altyd die oorvloed van U genade in ons lewens ook raak sien. En mag ons, Here, aan U alleen al hierdie eer gee. Amen. Seën vir jou.